Oorinfeksies is een van die algemeenste konsultasies wat ons sien in ons praktyk. Oor die algemeen kry honde dit baie meer as katte. En dan die rasse wat meer geneig is tot dit is ons hondjies met die lang ore en dan ook met die lang hare. So byvoorbeeld jou Cocker Spaniels, jou Golden Retrievers, jou Yorkies. Die grootste oorsake van die oorinfeksies is gewoonlik bakterieële infeksies en dan swamme wat hulle kry. So daar's 2 bakterieële infeksies wat hulle meer geneig is om te kry. En dan is dit baie keer as gevolg van allergieë. So hulle kry of velallergieë of omgewingsallergieë. En dan baie keer omdat hulle ore so baie hare in het, dan raak hulle dis 'n lekker broeigrond vir die bakterieë en die swamme en dan ook as hulle gereeld swem, dan is hulle ook meer geneig om oorinfeksies te kry omdat daai ore heeltyd nat is en 'n lekker broeigrond is. Die eerste tekens wat ons sien met die oorinfeksies is die hondjies gewoonlik begin hulle koppe baie skud. Hulle krap gewoonlik na hulle ore toe. Die mense sien baie keer dat die buitekant van hulle ore rooi raak of bietjie swelling het. En dan sal mense ook baie keer sien dat die honde, hulle kry 'n verskriklike lelike reuk aan hulle ore. En die eienaar sal partykeer in baie erge gevalle sal hulle sien dat daar selfs etter uit die ore uitloop. As dit nou regtig baie erg is of dit begin na die middeloor toe gaan, dan sal hulle sien dat die hondjies begin met hulle koppies skeef rondloop en in regtig die ernstige gevalle dan sal hulle balansprobleme begin kry. Kroniese infeksies kan die oorkanaal en die oordrom beskadig, so dit kan selfs lei tot permanente gehoorverlies as dit nie vinnig genoeg aangespreek is nie. Die diagnose gewoonlik begin met 'n otoskoop evaluasie wat ons net kyk of die oordrom nog intact is. En dan die volgende stapie is dat ons 'n oorstokkie gebruik om 'n swab te neem. En dan kan ons onder die mikroskoop bepaal wat se swam of bakterie dit is wat die probleem veroorsaak. En dan in sekere gevalle as dit regtig ernstig is, dan is dit soms nodig vir sedasie om die ore te evalueer. Omdat dit so pynvol is vir hondjies, wil hulle nie toelaat dat ons aan daai ore vat nie. So dan moet ons sedeer en in ernstige gevalle moet ons 'n kultuur wegstuur om te kyk wat se bakterie die probleem veroorsaak en dan in die ernstige gevalle kan ons selfs 'n CT-scan moet doen vir daai ore. Die behandeling gewoonlik is oormedisyne wat ons ingooi, so dis hoekom dit altyd belangrik is vir die eienaars om vroeg in te kom na ons toe dat ons 'n oorsmeer kan maak, want daai oorsmeer bepaal wat se bakterieë of swam in die oor is en dit gaan bepaal wat se oordruppel ons gee. So baie mense kom altyd in en hulle soek net 'n simpel oordruppel oor die toonbank, maar ongelukkig is dit iets wat ons nie kan doen nie, want 'n mens moet weet wat se swam of wat se bakterieë in daai oor sit voordat ons die spesifieke oordruppel kan huis toe stuur. Dit is altyd baie belangrik vir die eienaars om die volle kursus te voltooi. As hulle te vroeg begin, ek weet baie keer na 2 dae lyk daai ore perfek, maar dan as hulle ophou met daai medisyne te vroeg, dan 'n week, 2 weke later dan sit hulle weer met daai oorinfeksie. So asseblief maak altyd daai kursus klaar. In die geval waar die hondjies van balans afraak en hulle koppe begin skud, dan beteken dit is klaar in die middeloor. En dan raak dit baie keer nodig om chirurgie te doen. So dan noem ons die operasie wat ons chirurg doen is 'n tikaboo, dit is 'n totale oorkanaal-ablasie. En dit is waar die chirurg letterlik die hele oorkanaal uithaal. As ek net 'n wenk vir die eienaars by die huis kan gee, is bring liewer julle hondjies vroeër in as julle 'n oorinfeksie vermoed, want dit kan 'n goedkoop, vinnige storie 'n baie lang duur uitgerekte storie maak en natuurlik dis ook baie pynvol vir die hondjies as dit te lank gelos word. Dit is tyd om oor jou gesondheid te gesels en ons het 2 gaste vandag in die ateljee, die oud bok Stefan Terblanche, produkambassadeur vir Zahora en dan ook Kristen Holmes, verantwoordelike apteker by Gulf Drug Company. En ons gaan nou kyk na herstel, 'n gesonde leefstyl en hoe die Zahora reeks jou liggaam die regte ondersteuning kan gee. Baie welkom julle albei. Dankie. Goeiemôre, baie dankie. Goed, Stefan, ek gaan sommer met jou begin. Ek meen, selfs afgetrede Springbokke oefen steeds en jy self nog betrokke by jou eie gimnasium en help mense om hulle fiksheidsdoelwitte te bereik. Maar hoe pas aanvullings in 'n gesonde leefstyl in en hoekom verkies jy die Zahora reeks?
Ek dink dit is so belangrik in hoe deesdae se lewenstyl, dit is so vinnig, daar's so baie dinge, so baie aspekte, die dinamiese van 'n familie, dis finansiële druk op mense, jy moet gaan werk, jy het 'n baas wat moeilik is en jy moet nog jou huislewe met die vrou en kinders ook aan die gang hou. So ek dink met wat ons eet, hoeveel ons eet, baie keer eet ons die verkeerde dinge, baie mense ondereet, te min proteïene ensovoorts. So ons kan in diepte daarna kyk, maar ek dink met Zahora definitief vir my, ek dink aanvullings is nie, dit is net unnegotiable. Mens moet dit gebruik, mens moet dit vat, dat help jou net om jou liggaam te optimize, sodat jy seker maak dat al die dinge in plek val. Met 'n gejaagde lewenstyl, ons eet nie genoeg nie, ons eet nie die regte kos nie, baie van die voedingswaarde en die kos is nie presies wat dit sê nie, en ons is ook bietjie oningelig oor wat ons moet eet en wanneer ons dit moet eet, en daarvoor is Zahora met hulle verskillende reeks wat hulle het, dis presies wat ek gebruik. Nou Christine, ek wil vir jou vra, wat maak die Zahora reeks anders as 'n mens kyk na ander aanvullings? Ja, want ons so groot verskeidenheid eintlik van keuses wat 'n mens het. Maar ek dink werklik wat die Zahora reeks uniek maak is dat elke produk is geformuleer met wat ons noem 'n proprietary ingredient. So dis daai rou bestanddele of rou materiale wat kliniese studies op self gedoen het. Dis gewoonlik 'n gepatenteerde rou materiaal of 'n kombinasie van materiale. So dit maak dit werklik uniek. En soos wat Stefan ook gesê het, ek dink, jy weet, dis vir daai alledaagse behoeftes. Jy weet, is dit ietsie van byvoorbeeld stres of immuniteit of self ietsie vir energie? Stefan, jou week lyk nou heeltemal anders. Ek meen, jy kyk na vroegoggende, ateljeewerk, reis en nog 'n gesin. Ek bedoel, ons het baie respek. Hoe hou jy jou energie, jy weet, op die boonste vlak en skerp voor die kamera, en hoe ondersteun hierdie reeks dit dan spesifiek? Ek dink die mees belangrikste is, mense moet dit verstaan, almal wil gaan oefen, almal wil fiks wees, maar jy koop die skoene, jy kry die gimnasium lidmaatskap, maar jy verwaarloos die grondslag en die basis wat dit is. Dit gaan oor jou stresvlakke wat jy moet hanteer, jou slaap, jou rus, recovery en dan ook jou wat jy eet, jou wat jy in jou mond sit en dit is baie keer wat mense verwaarloos in die reg kry nie. Met 'n vinnige lewenstyl, die beste wat jy kan doen is om goed te eet, goed te rus en jou stresvlakke te manage. Maar ons kry nie altyd die tyd nie, ons sit nie altyd op die regte plek, ons kan nie altyd die kos mooi voorberei nie, ons reis, ons is nie op die regte, jy weet, ons is oral, all over the shop, soos die Engelsman sê, en daarvoor gebruik ek Zahora, net om daai aanvulling, net om daai ekstra bietjie energie. Ek gebruik dit elke dag, begin met Zyboost in die oggend, middagete, zink, saam met my middagete in 'n glasie water, en dit gee my net daai ekstra hupstoot, nie net om deur die dag te kom nie, maar ook ten volle te funksioneer. Ons kan sien jy is op en wakker op so vroeg in die oggend. Ek bedoel, dit is dan nou 'n duidelike bewys. Christine, wat moet mense in ag neem of in gedagte hou wanneer hulle 'n aanvulling oorweeg? So ek dink die eerste ding is natuurlik kwaliteit bestanddele. So en dan ook so Stefan genoem het mense lewenstyl. So is jy aktief of is jy nie aktief nie, want dan gaan 'n mens verskillende behoeftes natuurlik hê vir 'n aanvulling. En natuurlik ook voorkeur. Hou jy van 'n kapsule of kies jy dan eerder 'n bruistablet? En ek dink Stefan het nou genoem die Zyboost veral. So net bietjie ietsie daaroor. Dit bevat Mecobal Active. So dis die aktiewe vorm van Vitamiene B12. Daarom is jy so op en wakker. Van dit absorbeer beter en jy weet, dit gee vir jou daai energie en dit bevat ook guarana wat 'n natuurlike bron is van kaffieïn. So soos die naam sê, dit gee vir jou daai boost, dit gee vir jou daai energie. Goed, nou Stefan, ons weet dat die herstel net so belangrik is, jy weet, wanneer 'n mens kyk na oefening ook. So is daar iets van die Zahora reeks wat jy spesifiek kan aanbeveel om te help met herstel? Ja, daar's jou Vitamiene B, ons gebruik ten minste te min daarvoor. As jy kyk, as jy nou gaan in diepte kyk en jy doen jou bloedtoetse, dan sal jy sien daar's maar altyd iets wat iewers tekort is in elke mens. Daar's baie min mense wat perfek is in terme van wat hulle eet en wat hulle bloedsirkulasie ensovoorts. Ons kan in diepte daarna kyk. So ek dink die hele reeks van Zycam tot Zinc tot die Zycrol, ek gebruik hulle almal. My vrou sê altyd as hulle vir jou enigiets gee, sê jy dit drink, maar ek sê ek doen dit want dit is 'n voordeel vir my en dit laat my beter funksioneer. Nou die tyd het ons ongelukkig ingegaan, maar baie dankie aan albei van julle. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag vir meer inligting.